Goeiedag, baie welkom by hierdie uitsending. Kom ons lees saam uit die boek van Jeremia. So sê die Here, laat die wyse hom nie beroem op sy wysheid nie. Laat die sterke hom nie beroem op sy sterkte nie. Laat die ryke hom nie beroem op sy rykdom nie. Maar laat hy wat wil roem, hom hierop beroem, dat hy verstaan en my ken. Dat ek die Here is, wat goedertierenheid, reg en geregtigheid op die aarde doen. Wat in die dinge het ek 'n behaag, spreek die Here. In die antieke tye het stamme of nasies wat 'n geskil het met mekaar bymekaar gekom en hulle het 'n plek teenoor mekaar ingeneem. En dan het hulle dikwels 'n roemsessie gehad. Ons sien iets daarvan tussen Dawid en Goliat. Filistyne is aan die een kant, die Israeliete is aan die ander kant, en dan kies hulle dikwels 'n persoon wat hulle kan verteenwoordig. En dan sal hulle vir mekaar goed skreeu soos: Ons is slim, julle is dom. Want onthou julle wat verlede jaar gebeur het toe ons hierso gestaan het. Ons het gewen, ons is slimmer, ons het baie meer as julle. Kyk na ons artillerie. Kyk net na ons swaarde, kyk hoe baie is ons is sterker as julle, kyk hoe min is julle. En wat hulle eintlik sê, deur te roem, is deur te sê, maar kyk waarin sit ons hoop. Kyk net wat het ons, kan julle verstaan, hoekom is ons soveel, hoeveel het ons soveel hoop? Wat is julle? Elemente van hierdie seremonies en bly in die sportkultuur voortbestaan. 'n bekende filosoof van ons tyd het gesê dat hy meen dat sport geweldig belangrik is tussen nasies. Aangesien dit 'n gesofistikeerde oorlogvoering is, waarin ons kans kan kry om ontslae te raak van ons opgekropte emosies teenoor mekaar. Interessant, né? So kyk weer na die rasies op InterVarsity. Kyk wat doen hulle. Baie oud, ons roem. Nou sê hy, stel jou hoop in God. Die Here sê, roem in my. Nie in iemand of iets nie. Want dit gaan jou altyd teleurstel. Daar's 'n groot verskil tussen opportunisme en hoop. Tussen 'n verwagting te hê en hoop. 'n Verwagting is iets wat jy het omdat jy gewerk het. Jy het 'n voorspelbaarheid. Jy het ingesit. Dit is amper asof ek verdien nou dat dit so moet uitwerk. En wanneer dit nie so uitwerk nie, is jy geweldig teleurgesteld nie, voel dadelik, dis iemand se skuld dat dit nie so uitwerk nie, want ek het dit verdien, dis nie hoop nie. Hoop is oop, dis in iemand. En Jeremia sê, julle hoop moet op die goedertierenheid van God wees. God is goedertieren. En daardie woord, die Hebreëse woord gesed, is eintlik verbondsliefde. Dit is die woord wat gebruik word toe hulle 'n verbond sluit met God. En die Here sê, maar my goedertierenheid sal wees tot in ewigheid. Dis waarin ons hoop moet wees. In God, in sy goedheid, in sy liefde vir ons, sal uiteindelik alles ten goeie laat meewerk. En as dit nog nie goed uitgewerk het nie, is dit nog nie die einde nie. Dit is wat Johannes sê in Johannes 3. Hy praat van hierdie hoop. Watter hoop is dit? Dis 'n hoop wat ons het, dat ons die geliefde kinders van God is. Soos Jesus. Die geliefde seun van God is en die stem hoor met sy doop, jy is my geliefde seun. So is ons geliefde seuns en dogters van God. En dis die stem wat ons ook in ons binneste moet hoor. Romeine 8 vers 16 sê, The Holy Spirit speaks to us and tells us deep in our hearts, we are the children of God. Dis die Living Bible. En omdat hy ons lief het en omdat ons sy kinders is, weet ons,
all shall be well. All shall be well. All manner of thing shall be well. Dit het 'n baie groot effek op ons. Dit het 'n fisiologiese effek op ons. Omdat daar innerlik goed met ons gebeur, 'n hele nuwe herstrukturering plaasvind van ons denke. Wie die Hebreërbriefskrywer sê dat hoop 'n anker is vir die siel, vir jou denke, vir jou gevoel, vir jou emosies, vir innerlike funksies wat in jou bestaan. Dis 'n anker, dit hou hom vas en veilig. Ons het veiligheid nodig. Ons het vastigheid nodig. Ek meen, jy al gevoel, hoe is dit as jy geen beheer kry oor jou denke nie? Asof jou denke jou oorneem, jou emosies jou oorneem. Dit is 'n swak. Dis nie 'n goeie plek om ons sê jy rasionaliseer. Ons sê jy emosionaliseer. En die besluite wat jy neem op daai plek kan gevaarlike besluite wees vir jou lewe. Want logika en nugterheid gaan dikwels verlore. Jy ontvang dit. Dit kom terug na jou toe. Wanneer jy jou anker in die hoop wat daar is in Jesus. Ons weet nie presies wat ons nodig het nie. En dit werk gewoonlik heeltemal uit as wat ons gedink het, want dit is wat verwagting is. Ons weet presies wat ons nodig het, en ons weet presies wat om te doen, dat ons dit moet kry. Maar dit is nie genoeg nie. En dit gaan nie altyd uitwerk nie. Ons het 'n hoop nodig. En God weet beter. En uiteindelik sal ons sy goedheid beleef. En sal ons sien dat hy alles vir ons verander. Kom ons bid saam. Dankie Here vir die lewe wat U vir ons in ons gee. Help ons vandag wat op 'n plek is waar ons nie hoop het nie. Waar die hele toekoms donker is. Ons het geen energie nie. Ons weet nie wat van ons gaan word nie. Net om na U toe te draai, vul ons met U hoop. Laat ons U liefde leer ken, agterkom. Hoeveel daar nou in ons lewe is, waarvoor ons dankbaar kan wees, wat U nou doen vir ons, wat Hy altyd vir ons sal doen. In Jesus se naam, amen.